Okay. Goed, so as ons kyk na hierdie ene, dan is nou ons negatiewe eksponente. So ek gaan hulle nou beide bo en onder eers gaan oorskryf met positiewe eksponente. So x to die mag minus 2 word 1 op x to die mag 2 minus 1 op y kwadraat. Aan die onderkant het ek 1 op x plus 1 op y. Nou kyk gou vir my mooi na die boonste uitdrukking. Wat sien julle daarso? Kyk gou, dis 'n 2 term. Stem julle saam, dis 'n 2 term. Daar's 'n minus tussen daai 2 term. Dit is 'n kwadraat en dit is 'n kwadraat. So wat is hierdie? Dit is die verskil tussen 2 vierkante. So dan gaan ek sê is gelyk aan en ek maak my deelstreep. My een hakie, my ander hakie. My een hakie is positief, my ander hakie is negatief. So 1 op x, 1 op y, 1 op x, 1 op y. Gedeel deur 1 op x plus 1 op y. Goed, en dan het ek presies dieselfde term bo en onder. Hy deel uit. So ek sit dan met 1 op x minus 1 op y. Ek neem aan die boek het hom nie so gelos nie. Okay, so ons gaan gou ons noemers dieselfde maak. So is gelyk aan deelstreep. My noemer gaan wees xy, stem julle met my saam. So ek gaan daar maal met y onder, maal met y bo, maal met x onder, maal met x bo. So ek gaan hê y minus x en dit sal die finale antwoord wees. Goed, as ek kyk na nommer 4, het ek nou klaar vir jou gaan highlight die uitdrukkings wat negatiewe eksponente het. Want onthou wat ek gister vir julle gesê het, as hy 'n negatiewe eksponent het, dan gaan ek hom skuif. So met ander woorde wat ek doen is, basically bly die 1 daar, wat nie 'n verskil gaan maak op my uitdrukking nie. En die 2p bly daar. Wat ek dan doen om hierdie minus 2 positief te maak, is ek gaan skuif hom op. So hy word p plus 2 tot die mag positief 2. P plus q. P plus q tot die mag 2. Dan q tot die mag minus 1 skuif ek op. Hy word q tot die mag positief 1. Nou sien julle, nou staan niks onder nie. So met ander woorde, al wat nou onder oorgebly het, is die 1. En wanneer ek deel met 1, bly my uitdrukking presies dieselfde. Daai twee uitdrukkings trek by mekaar af. Goed. So wat ek het in plain wiskunde is ek het p plus q kwadraat minus 2p q. Daardie uitdrukking is 'n double up. Dit gee vir my p kwadraat plus 2p q plus q kwadraat minus 2p q, 2p q min 2p q. So my antwoord p kwadraat plus q kwadraat. Right, graaddiens, aangesien ek hierdie som nou vandag in die klas vir ons baie mooi opgeneek het, gaan ek hom gou oordoen. Goed, so ons het gister gekom in die klas tot daartoe. Ons gaan nou ons gaan nou stap 1 doen. So ons begin op ons sakrekenaars, as jy nie presies seker is nie. 4 is gelyk aan shift fact. So in daai hakie skryf ek dan 2 tot die mag 2. Ek vat vir 8 is gelyk aan shift fact. Hy gee vir my 2 tot die mag 3 en 32 is shift fact 2 tot die mag 5. Dit handel dan my stap 1 af. My stap 2 is mag maal mag. En dit is presies wat ek daar vir jou sê, gaan ons doen. So is gelyk aan mag maal mag, so dit beteken ek gaan hê 2 tot die mag 2n
minus 2. Maal 2 tot die mag 3n plus 3. Maal 2 tot die mag minus 1. Onder het ek 2 tot die mag 5 maal n en dit gee vir my 5n. Dit was stap 2. Goed, ek het daar vir jou geskryf stap 3 is breik-af. So breik-af beteken net dat ons daardie eksponente elke een saam met sy grondgetal gaan opbreek. So 2 tot die mag 2n maal 2 tot die mag minus 2 maal 2 tot die mag 3n maal 2 tot die mag 3 maal 2 tot die mag minus 1. Dan het ek onder niks om te breik-af nie, ek het 2 tot die mag 5n. Dit is stap 3, breik-af. Goed, stap 4 is kanselleer en vat op. So wat ek bedoel met kanselleer is, ons gaan nou kyk, wat is bo en onder wat ek met mekaar kan uitkanselleer? Nou as jy gaan kyk, jou grondgetal is presies dieselfde, maar daar is nie bo en onder dieselfde eksponente nie. So met ander woorde, ek het nou niks om te kanselleer nie, so dan vat ek op, en met dit beteken ek, die grondgetalle wat dieselfde is, en onthou nou in hierdie geval, is al my grondgetalle 2, so al my grondgetalle is presies. En omdat al my grondgetalle dieselfde is, moet ek nou onthou, die boonste eksponente gaan ek plus. Met ander woorde, die tekens gaan nie verander nie. Maar omdat ek my vat op het, raak daardie 5n 'n minus 5n. Nou gaan doen ek die wiskunde bo in die lig. So ek gaan soek my gelyksoortige terms en my ongelyksoortige terms en ek gaan hulle. So gelyksoortig hier het ek 2n plus 3n gee vir my 5n, minus 5n gee vir my 0. Ek gaan kyk na die getalle. Ek het minus 2 plus 3 gee vir my 1. 1 minus 1 gee vir my 0. En dan moet ek onthou dat enige iets tot die mag 0 gelyk is aan 1. Ek gaan voorbeeld 2 neerskryf wat ons dan maandag in die klas gaan doen. Kom ons gaan ek gou veroulaas deur ons stappe. Ek het nou die laaste stap hier nie bygeskryf nie. Onthou wanneer ons dan nou al ons eksponente opgevat het, dat ek gesê ons doen wat in die lig? Ons gaan doen nou die wiskunde bo in die lig. So dit is my laaste stap is wiskunde. So ons priem al ons basisgetalle, mag maal mag, breek af, kanselleer en vat op. As ek niks het om te kanselleer, dan vat ek net op. En dan gaan doen ek die wiskunde. Hierdie is voorbeeld 2, waarmee ons dan maandag sal aangaan.